Goeiemôre julle, welkom by vanoggend se Takkies diens. Dit is maar nog steeds koud in Bloemfontein en ons hoop ergens verander die weer. Ek wil net so 2 goede uitlig voordat ons vanoggend aangaan. Die eerste een is natuurlik verjaarsdag. So as jy iemand in jou gesin het wat verjaar, wil ek hê vanoggend gaan ons dit 'n bietjie anders doen. Gewoonlik sê ek gaan maak 'n koffie vir daai persoon. Ek wil hê jy moet eintlik 'n belofte maak. En daardie belofte is om te deel wat vir jou 'n skat is. Kom ek gee 'n voorbeeld. Ek en my vrou, ons hou van as die kinders gaan slaap, dan gaan kry een van ons ergens, as daar in die huis is, kry ons 'n chocolate. En dan deel ons nou die ou chocolate met mekaar. Maar daar's gewoonlik die chocolate nie, so dit gebeur min, want ons eet dit vinnig op. So ek wil hê vir die verjaarsdag fokus vandag, moet julle net gou aan mekaar 'n belofte maak oor wat is dit wat jy gaan deel met die een wat vir jou iets wat bietjie special is vir jou. Alright. So gee gou vir jou 'n oomblik net om daai belofte te maak. Alright, en dan is ons laaste afkondiging is dat die fokus begin skuif na September maand se wynveiling toe. Dit gaan die 5de September wees by Letty Fouché se Lapa se saal en jy kan die kerkkantoor skakel om daarvoor plek te bespreek. Ja, so gee vir jou Anita hulle 'n likeie en maak seker dat julle dit saam kom vier. Vandag gaan ons spesifiek praat oor skatte. En ons gaan dit doen aan die hand van Lukas 12. En skatte is goed wat vir ons waardevol is. Goed wat, soos die Bybel ons vertel in die een gelykenis, dat ons alles los, as ons 'n skat vind, alles wat ons het gaan verkoop, om daardie skat, daardie stuk grond waarin die skat versteek is, in die hande te gaan kry. Dit is goed wat vir ons besonder belangrik is. Voordat ons verder praat oor skatte, kom ons loof en prys die een wat alle skatte vir ons gee. U was, U is, en U sal ook wees. U was, U is, en U sal ook wees. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit, ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit, ons glo in U. Ons glo. Ons glo. U was, U is, en U sal ook wees. U was, U is, en U sal ook wees. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit, ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit, ons glo in U. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit, ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit, ons glo in U. Ons glo.
Wees altyd bereid om te deel oor die hoop wat hier binne jou leef, oor die liefde en lewe in Jesus, oor die werk van die Heilige Gees. Moenie bang wees nie, hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie, hy sal jou gebruik. Wees altyd bereid om te deel oor die hoop wat hier binne jou leef, oor die liefde en lewe in Jesus, oor die werk van die Heilige Gees. Moenie bang wees nie, hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie, hy sal jou gebruik. Moenie bang wees nie, hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie, hy sal jou gebruik. Ons bid. Here Jesus, dankie vir die voorreg om U te kan ken. Dankie dat dit die grootste skat is. Help ons om te kan besluit wat belangrik is in ons lewens. Amen. Nou, ek gaan vir ons inspring met die teks, dis Lukas 12, en ons gaan saam lees vanaf vers 13 tot en met vers 21, 13 tot 21. Daar was baie mense, en een van hulle het vir Jesus gesê, Meneer, my broer erf baie goed. Sê vir hom, hy moet vir my ook daarvan gee. So, wat hier gebeur is, hierdie boetie daag op by Jesus, en hy sê vir hom, Jesus, my boetie het iets waardevols, my boetie het 'n skat, en ek wil hê, u moet vir my boetie sê, hy moet met my deel. Nou toe ek hierdie teks lees, toe dink ek aan, dis soos amper soos wanneer ons kinders by die huis is en een of ander ou pakkie chips word ergens ontdek, nee, of 'n boksie Smarties. En dan besluit, sê nou maar, Nico, ons oudste, vandag deel hy net 2 van die lekker sweeties uit aan Boetie en net 2 aan Sissie en die res eet hy self op. Of hy besluit sommer dalk hy deel glad nie, wat nou net 'n voorbeeld is. Dan sien ek nou al hoe hardloop Boetie en Sissie na ons toe en sê, Papa, Mama, Nico deel nie met ons nie. Hy sit in sy kamer en hy deel nie met ons nie. So baie keer as ons gaan stories aandra, dan het ons die gewoonte om iets te sê of te vertel oor iets wat daai persoon doen. Ons wys eintlik en sê, daardie persoon maak so, of Boetie doen dit, of Sissie doen dit, en ek hou nie van dit, so met ons fokus, ons lywe met waarheen ons wys, sê ons, dat daardie persoon nie doen wat ons wil hê hulle moet doen nie. Maar eintlik is die fokus nie waartoe die vinger wys nie. Eintlik is die fokus van die behoefte aan die agterkant van die vinger. So ons wys daartoe, maar eintlik sê ons, dit gaan oor in hierdie situasie, gaan dit nie vir my Boetie oor my nie. Dit gaan nie oor hoeveel sweets hy vir my gee nie. So eintlik is ek 'n bietjie vies vir my Boetie of my Sissie. En dis baie keer so wanneer dit gaan oor goed wat ons wil hê, of goed wat ons hoop ons kry. Al is dit baie keer mense se aandag of mense se liefde, ons sal iets sê oor hulle, maar eintlik gaan dit oor ons. En so dis vir ons belangrik dat ons voel goed is regverdig. Dis vir ons baie sleg as ons seer gemaak voel, as ons te nagekom voel, en baie keer is die reaksie dan, is daai van, dit is unfair. Nee? Julle ken daai reaksie. Dis unfair, ek kan nie vir julle sê veel keer
in ons huis ons daardie woorde hoor en baie keer sê nie. Wat eintlik mos iets verklap van wat ons fokus is. As dit oor my gaan, as dit oor iets gaan wat ek wil hê en ek het kry, dan is alles great. Maar sodra dit nie gaan soos wat ek wil hê nie, dan is dit unfair. Dit neem eintlik die spotlight van die lewe weg van my af. En dit is soms vir ons moeilik. So by so, dat ons nie net dink dat iemand sy maar nie net met ons wil deel nie. Ons sien op baie keer as ons vyande, nee, as iemand ons spotlight steel. En dan is die gevolg dat ons hardloop na maandpa toe en sê, kyk wat doen daai ene. Maar ons weet, die fokus is eintlik ek. So kom ek wys jou vir jou die praktiese voorbeeld van hoe ongebalanseerd dit is. So kom ons sê in hierdie situasie hardloop Lisa na my toe en sê, papa, Nico wil nie met my sy Smarties deel nie. Dan is my eerste reaksie nie om te sê, okay, Sissie, o grote koningin van ons huis, hierso is jou kroon op jou kop, kom ons gaan sort jou boetie uit en ek stap na Nico toe en ek vat die Smarties en ek hou Sissie se hand en ek gooi al die Smarties in Sissie se hand. Dink julle ek gaan dit doen? Natuurlik nie. Want net soos dit nie oor Nico gaan nie, gaan dit eintlik ook nie oor Lisa nie, né? Ons as mamma en papa, ons as ouers, die mense wat saam met ons deur die lewe stap, ons onderwysers, die mense wat na aan jou is, ouma, oupa, hulle plig is eintlik dan om vir ons te wys wat regtig saak maak. So ek sal 10-1 dan vir Nico sê, Sienna, papa wil hê jy moet bietjie meer met Sissie deel. Of, Sissie, hierdie is regtig Nico se Smarties en hy het vir jou gegee en daarom moet jy tevrede wees met wat jy kry. Ons kan vir hom vra dalk vir nog 1 of 2, maar dit is syne. En so ons moet leer om daarmee te deel. Jy sien? So die fokus is baie keer juis nie die een wat kla nie en ook dalk nie juis die een wat verkeerd doen nie. Ons ouers se fokus is om te wys wat maak regtig saak. Waar lê die skat regtig in hierdie situasie? Kom ons lees saam verder vanaf vers 14. Maar Jesus het vir hom gesê, die man wat nou kom sê, my boetie het 'n skat en hy deel nie met my nie. Nou sê Jesus vir hom, né? Kyk gou wat doen Jesus. Hy balanseer, hy probeer wys waar is die skat. Jesus sê vir hom, man, ek het nie gekom om regter oor julle te wees, of om te besluit wat elkeen van julle moet erf nie. Ek hoor eintlik in hierdie teks Jesus se frustrasie. Ek hoor eintlik hoe Jesus sê, dis kenmerkend, nee, hy sê, die teks sê, man, dis so half asof, wanneer ons met mekaar 'n stryery aan die gang het, ek sê, ag man, dis nie waaroor dit gaan nie. Dis letterlik Jesus se woordie. Man, so ek hoor Jesus se frustrasie. En ek dink dit is soms nodig, dat ek en jy, as mamma en papa, maar ook dat julle as kinders soms hoor, wag nou, Hawkeye, dit gaan nie oor jou nie. Dis 'n moeilike ding om te hoor, ons hou nie daarvan nie, maar is belangrik dat ons dit vroeg leer hoor, en dat ons weet wat om daarmee te doen. Want die lewe oor die algemeen, gaan meestal nie oor net ons nie. Daar's groter dinge in die lewe as jou behoefte. Daar's groter dinge in die lewe as net dit wat jy nou wil hê. Daar's groter dinge in die lewe as om maar net van daai Smarties te kry, wat in elk geval op die grond geval het en waaraan die hond 10-1 ook al gelek het, né? Daar's groter dinge as dit. En ons moet leer om dit te hoor. So ek dink Jesus het die reg om soms vir ons, soos wat hy nou in hierdie teks gaan doen, te sê, it's not about the stuff that you want. Het gaan nie oor daai goed nie. Baie keer beklei ons is en stry ons oor plastiek en goud en silwer en dalk in die moderne tyd Bitcoin. Dis goed oor wat ons, dit gaan oor goed wat ons wil hê, maar dit is eintlik nie regtig die fokus nie. Kom ek wys vir julle wat Jesus daaroor sê. Toe sê Jesus vir die mense, julle moet oppas, julle moenie meer en meer goed wil hê nie,
Want dit maak nie saak hoeveel goed 'n mens het nie. Dit is nie belangrik vir jou lewe nie. Die nuutste vertaling wat ons het in Afrikaans, die 2020 vertaling sê, 'n mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van sy besittings nie. Kom ek sê dit in plain Afrikaans. Jesus sê hierso vir ons, julle kinders, my navolgelinge, hoe lekker en hoe goed en hoe reg en hoe gefokus julle lewe, gaan nie oor wat jy het nie. Dis wat hy sê. Dit is die eenvoudigste dit. Jou lekker lewe, jou goeie lewe soos wat ek droom julle lewe eendag of lewe nou, gaan nie oor wat julle het nie. En hoe waar is dit nie? Dis iets wat ons weet, né? Kom ek gee vir jou 'n bewys. Dink gaan aan die geskenk wat jy 2 jaar terug wou hê vir jou verjaarsdag. 2 jaar terug, né? So met ander woorde, as jy nou 9 is, wat is dit wat jy op jou graagste wou gehad het toe jy 7 geword het? Kan jy onthou? Dis die eerste kenteken. Soms moet ons 'n bietjie dink. En dan onthou jy dalk. So kom ek gee 'n voorbeeld in terme van ons huis. Op 'n stadium wou elkeen van ons kinders verskriklik graag 'n fiets gehad het. En ons het dan maar ook vir die verjaarsdag 'n fiets gekoop. En dit is 'n ongelooflike geskenk. Ons is mal oor fietsry en ons doen dit baie maar aan die begin dan is daai fiets alles. Maar 2 weke na die verjaarsdag, dan is die fiets nog steeds populêr, maar dis nie meer alles nie. Nou sit ons al 2 jaar verder. En die fietsse word baie keer vir 'n week of 2 geberge en dan eers weer uitgehaal. Wat jy het, wat jy dink jou skat was, bepaal nie eintlik jou lewe nie. Beteken eintlik dat ons baie keer okay is sonder die goed wat ons dink ons so graag wil hê. Alright. En die voorbeeld wat ek dalk nog op 'n meer praktiese vlak vir julle wil verduidelik daaroor is as jy amper soos 'n ou seerower se verkyker het, nee, so ek het nou sommer 'n rol papier wat ek oprol en waardeur ek gaan kyk. Baie keer in die lewe is ons so gefokus op dit wat ons dink ons wil hê, dat ons die mooi en die ander goed wat rondom ons is mis. Kom ek gaan so skuins draai en kan julle sien. Kom ons sê ek het nou 'n fiets wat daar teen die muur staan in my verkyker in my oog. En ek kyk net vir daai fiets en ek droom net oor daai fiets en ek doen alles wat ek doen net vir daai fiets. Dink julle ek sien ander goedjies raak? Nee, dit is baie moeilik, want alles wat links of regs of bo of onder is, sny ek uit deur te fokus net op een ding. Fokus is nie sleg nie, maar fokus op die verkeerde goed is baie sleg, want dit maak dat ek en jy eintlik nie sien dit wat rondom ons gebeur nie. Ons fokus is baie keer op dit wat ons dink ons wil hê. En Jesus leer ons hierso en sê, wag. As jou fokus op daai een ding is wat jy dink jy wil hê, het dit 'n baie groot invloed in hoe jy kyk na die lewe. Hy sê eintlik vir ons in soveel woorde, dat die fokus van jou lewe, daardie ding waarop jy al jou aandag in fokus sit, dit kan jou aandag so aftrek van dit waarmee God besig is in jou lewe, dat jy die punt van die hier en nou heeltemal mis. Jy kan so gefokus wees op daai fiets, dat jy vergeet om 'n lekker mens te wees, dat jy vergeet om jou boetie en jou sussie te embrace, dat jy vergeet om lief te wees vir God en vir die mense wat hy vir jou gegee het, dat jy eintlik fokus verloor op die belangrike goed rondom jou. Alright. So ek wil vir julle uitnooi om vir 'n oomblik in 'n ruimte te gaan van belydenis. As ons bely, dan sê ons, ekskuus, hiersoos iets wat ek dalk aan moet werk. Right. Ek gaan vir julle 'n geleentheid gee om daarso waar julle bymekaar is nou, in 'n belydenis in te gaan. En ek wil hê jy moet dit op hierdie manier sê. Ek wil hê jy moet dink vir 'n oomblik. Ek gaan vir jou tydjie in die video gee. Ek wil hê jy moet dink vir 'n oomblik en dan sê,
mamma, papa of boetie, sussie, ek dink dit is te belangrik vir my om, en dan voltooi jy die sin. Ek dink dit is te belangrik vir my om, kom ek gee 'n voorbeeld, ek dink in ons huis byvoorbeeld, ek dink in ons huis is dit te belangrik vir my om te kan kies wat se program ek wil kyk op die TV, ten koste van my boetie en my sussie. Verstaan julle? Geef jou 'n tydjie vir belydenis. Sê gou vir mekaar, wat is partykeer te belangrik vir jou, dat ons daarmee kan werk. Ek gee vir jou 'n oomblik van stilte om daaroor te gesels. So ons belydenisse gemaak, ek wil hê jy moet besef, dat jou oor fokus, daai pirate verkyker, jou oor fokus op daai ding, trek jou aandag af van dit wat regtig belangrik is. Dit ontneem eintlik vir God om met jou te maak wat hy wil met jou maak. En kom ons lees die teks dan nou verder. Toe vertel Jesus vir hulle 'n gelykenis. Hy het gesê, daar was 'n ryk man wat baie koring afgesny het. Toe hulle die koring begin afsny, het hy met homself gepraat en gesê, "Jo, wat sal ek doen? Ek het nie genoeg plek waar ek al hierdie koring van my kan bære nie." En toe sê hy, "Ek weet wat ek sal doen. Ek sal my stoorkamers afbreek en nuwe store bou, wat groter is. Dan sal ek al my koring en al die ander goed daarin bære. En dan sal ek vir myself sê, ek het nou baie goed gedoen en ek het baie goed gebære vir die baie jare wat nog voor my lê. Nou gaan ek net lekker rus, dat ek kan eet en kan drink en kan die lewe geniet soos wat ek wil." Maar toe sê God vir hierdie man, "Jy is 'n dwaas, want vannag gaan jy sterwe. En wat gaan dan gebeur met al hierdie goed wat jy kamma bymekaar gemaak het? So gaan dit met die mens wat vir homself geld en mooi goed bymekaar maak op hierdie aarde, maar nie ryk is by God nie." Hoe word ons ryk by God? Die eintlike maklike antwoord, en ons hou nie daarvan altyd om dit te hoor nie, maar is dit. Ons word ryk by God as ons dit wat ons het met ander deel. Dis so straightforward soos wat dit is. Hoe word ons ryk by God? Ons word ryk by God deur dit wat ons het, dit wat ons kry, met ander te deel. Ek wil vir jou vandag 'n tip gee oor dit. Dit word makliker om te deel as ons onthou dat almal wat ons mee deel, is in elk geval ons familie. Sien, as ek vir jou sê, deel ietsie wat 'n skat is vir jou met jou boetie of jou sussie, dan is dit moeilik, maar jy doen dit, want jy is lief vir jou boetie en jou sussie. Maar in die wêreld moet ons onthou dat die mense wat God vir ons gee, die mense wat God gemaak het, selfs die mense wat ons nie altyd van hou nie, ons vyande, God sê oor hulle is gemaak in my beeld. Nou, ons lyk na mekaar as ons familie is. En God sê eintlik vir ons, almal is familie van hom. En so, wat 'n beter manier is daar nie, om die rykdom wat ons het, dit wat God vir ons gegee het, te deel met ander nie. Dis tog hoe ons ryk word by God. Deur dit wat ons gekry het, te deel met ander mense, met ander familie, met ander kinders wat lyk en is soos ons, met ander mense, skepings van God. En dit is eintlik ons doel en ons plig op hierdie aarde, is om God in ander mense te dien. En so eintlik is dit so maklik om te deel. Ons moet onsself net herinner daaraan, dat die persone waarmee ek deel, is in elk geval my familie. Alright. Kom ons gaan klaarmaak. Ek wil vir julle 3 goede gee, om huis toe te vat, in julle harte en in julle gedagtes. Okay. So 3 secrets. Okay. Die eerste secret is, en ek het dit gemaak dat dit 'n bietjie rym. Die eerste secret is, synig is senseless. Okay? Dit beteken,
dat mense wat synig is, of dalk ek en jy wat baie keer synig is, om synig te wees is senseless. Want om synig te wees beteken ek wil hou wat ek het, is myne, wil dit met niemand deel nie. En God sê juis vir ons, dan word jy nie ryk by my nie, dan bly jy eintlik arm by my. So synig is senseless. In ons lewe, gaan jy 10 teen in jou lewe, en my lewe eendag as jy oud is, gaan jy dalk die vraag moet vra. Hoe betekenisvol was my lewe? Hoe vol sens was my lewe? Hoeveel het my lewe sin gemaak? En een van die grootste merkers in ons geskiedenis van betekenisvolheid is mededeelsaamheid. Hoe bereid is ons om te deel? Die tweede ding, die tweede geheim is, hoor nou weer, ek gebruik lekker alliterasie. Geskenke is gemaak om gedeel te word. Geskenke gemaak om gedeel te word. As God iets vir jou gee, is dit jou verantwoordelikheid om dit reg te gebruik, reg te bestuur, reg te deel. Dis 'n secret. As jy dit doen, beloof ek vir jou, gaan jy soveel meer geniet van die geskenk wat God vir jou gegee het. Okay. Derde ene, en daarmee maak ek klaar. Ware skatte pas nie in kratte. Alright, onthou dit. Ware skatte, dit wat genuinely belangrik is, dit wat Jesus sê belangrik is, kan jy nooit in 'n krat wegpak nie. Jy kan nie goudstawe in 'n krat bære en dink dit is belangrik vir Jesus nie. Jy kan stawe goud in 'n krat bære, maar dis presies wat Jesus sê. Dit wat belangrik is pas nooit in kratte nie. Geld, kan jy dit in kratte pak? Ja. Met ander woorde, dis nie belangrik nie. Klomp diamante en ringe, is dit belangrik? Ja, wel, dit pas in kratte, daarom is dit nie belangrik nie. Ware skatte pas nie in kratte. Jesus leer dit vir ons. Die wêreld wil hê ons moet glo, as ek daardie kar ry, of as ek met daardie ouetjie uitgaan, of met daardie meisie uitgaan, of as ek met daai mense pelle is, of as ek hierdie tipe huis het, dan het ek the life, dan het ek die lewe. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Kom ek lees 'n laaste teks saam as fokus, en daarmee maak ons dan klaar. Lukas 12 vers 33 tot 34. Verkoop julle besittings en gee bydraes vir die armes. Skaf vir julle 'n beurs aan wat nie leeg raak nie, 'n onuitputlike rykdom in die hemel, waar geen dief dit kan bykom en geen mot dit kan verniel nie. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Amen. Mag jy begin en aanhou om die ware skatte, wat nie in kratte pas nie, by Jesus bymekaar te maak. Amen. Ek gee vir jou nou geleentheid om die Here te dien met dit wat hy reeds vir jou gegee het. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die geskenk van die lewe. En dankie dat U vir ons wys wat is werklik belangrik. Sal U ons asseblief help om te oefen, om die geskenke wat U vir ons gee te deel? Herinner ons daaraan, Here, dat dit in elk geval nie ons in is nie, dat dit in elk geval uit U hand uitkom. Herinner ons daaraan, Here, dat synig is eintlik silly. Herinner ons daaraan, Here, om te onthou dat U die ware geskenk en die ware lewe is. Amen. Mag jy 'n ongelooflike week hê, mag jy ontdek dat jy ryk word deur weg te gee. Bye bye.